Goeiemôre. Jy luister na die 75ste oordenking in die reeks Die Goeie Lewe. Ons tema vanoggend is die verband tussen geluk en die grootte van 'n gesin. Ons gesels oor die bevindinge van die Gallup World Happiness Report wat jaarliks gedoen word deur vir ongeveer 1000 mense 'n vraelys te laat beantwoord in 140 verskillende lande. Dit word in persoon gedoen of waar dit nie moontlik is nie, per telefoon. Ons gesels vanoggend oor die verband tussen geluk en die grootte van 'n gesin. Ek wil graag begin deur 'n deernisvolle woord te spreek. Ons praat oor die bevindinge van die Gallup-studie, bevindinge wat ons kan help om beter begrip te hê van menslike geluk en tendense wat daar in die wêreld is. Maar dit is ook so dat daar situasies is waaroor 'n mens weinig beheer het. Die besluite van ander, die ontrou van 'n eggenoot, 'n ouer wat die hasepad kies, vrugbaarheid, die afsterwe van 'n geliefde en al sulke gebeurtenisse in die lewe. Dis alles dinge waaroor 'n mens min of geen beheer het nie. Maar tog gebeur dit. Wanneer ek die bevindinge van die Gallup-studie noem, moet my asseblief nie veroordeel teenoor enige iemand of enige gesinsdinamika oor praat nie. Ek het selfs vanoggend 2 of 3 keer oorweeg om tog nie hierdie bevindinge te deel nie, uit vrees dat iemand dalk hierdeur ontstel kan word. Maar waarom ek dit wel besluit het, is dat ons hierdie inligting met mekaar deel vir waar ons wel beheer het oor ons keuses en omstandighede. Sou ek dit nie deel nie, dink ek, ignoreer ons van die belangrikste bevindinge oor menslike welstand, wat verhoudings tussen mense raak, en wat mense se besluite vir die toekoms mag beïnvloed, wat hierna luister. Nou goed, kom ons kyk samevattend na die bevindinge van die Gallup-ondersoek. Oor die afgelope 50 jaar het die samestelling van gesinne en huishoudings betekenisvol verander. Huisgesinne se grootte word elke dekade, sedert 1970, 0,5 kinders minder. Met ander woorde, oor die afgelope 50 jaar is gesinne oor die algemeen 2,5 kinders minder. Dink maar aan hoeveel van ons grootouers uit 8 of 12 kindergesinne kom. In Mexiko en Europa is die hoogste algemene lewensgeluk aangetoon onder gesinne wat 4 tot 5 lede groot is. Die gemiddelde lewensgeluk is laer vir enkellopendes en huishoudings wat 7 of meer lede het. Maar as dit kom by ekonomiese geluk, lyk dit weer bietjie anders. As dit by ekonomiese tevredenheid kom, is kleiner huishoudings of selfs enkellopendes beter af, want per individu het hulle meer geld beskikbaar vir hulle self. Daar is 'n dramatiese toename in enkelouer gesinne reg oor die wêreld, maar veral in Amerika en Europa. Dis wel skaarser in Afrika en Asiëse lande. In Kambodja byvoorbeeld is 2,6% van gesinne enkelouer gesinne. In Switserland is dit 38%. Die rede waarom groter gesinne oor die algemeen groter lewensvreugde bied, is dat huisgesinne relasionele ruimtes is met verskillende gesinsverhoudings binne 'n huishouding, wat die aard van daardie verhoudings beïnvloed en gevolglik ook die mate waarin mense geluk ervaar. Ons kan later nou oor meer detail daaroor praat, maar ek wil vanoggend graag reflekteer op hierdie inligting. Toe ek my proefskrif geskryf het, het ek baie gefokus op die gesin en die rede is waarom gemeentes na my mening baie moeite moet doen in die ondersteuning van gesinne. Die ondersteuning wat betref ouerskap, die versterking van huwelike, om so ver as moontlik egskeidings te voorkom. En hiervoor het ek baie kritiek ontvang, veral vanuit feministiese kringe. Ek het e-posse ontvang en in persoon het ek allerlei beskuldigings ontvang dat ek diskrimineer teen sê net maar vroue, enkelouer gesinne en dies meer. Die interessantheid is dat ons gemeente 'n plek is waar allerlei gesinne veilig
'n tuis te vind. Die lewe se werklikheid tref ons almal, soms op onverwagse maniere. Maar dit beteken nie dat ons nie vir onsself belangrike vrae kan vra nie. Dit is tog beter dat 'n kind beide 'n pa en 'n ma het wat liefdevol en versorgend in daardie persoon se lewe is. Ek sou veel eerder 'n pa wil aanspreek wat nie sy plig nakom nie, as om dit bloot te laat gaan. Ek dink paas moet verstaan wat is die destruktiewe effek as hulle kinders versaak. Dit beteken nie dat ek diskrimineer teen 'n gesin waar daar nie 'n ouer teenwoordig is nie. Want die groter werklikheid van die lewe is ongelooflik interessant en genadig. Ek vind op baie plekke is daar enkel ouers, wat aansienlik beter vaar as ander gesinne waar daar, sê nou maar, ongelukkigheid in 'n huwelik is. En die rede daarvoor is dat daardie enkel ouer 'n ondersteuningsnetwerk het van grootouers en vriende wat instaan op kritieke oomblikke, waar daardie kinders dus deel is van 'n uitgebreide gesin van mense wat omgee. En so werk die dinamika van gesinne. Toe ek my navorsing gedoen het ek gesien dat in lande soos Switserland, Swede, Finland en dies meer, waar daar groot ekonomiese welvaart is, dat krisisse onder die jeug toeneem, soos wat al meer en meer mense besluit om kinders te hê buite die huwelik. Soos ons nou gesien het, 38% van gesinne in Switserland is enkelouer gesinne. En die afwesigheid van vaders het 'n geweldige negatiewe effek op beide dogters en seuns. Andersom natuurlik ook die afwesigheid van moeders, maar ongelukkig is vaderskapsafwesigheid 'n groeiende tendens in die wêreld, veral in Afrika. Weier ondersteuningsnetwerke vul in baie opsigte hierdie gapings. 'n Sterk oupa wat 'n vaderfiguur speel, of 'n oom, of 'n goeie vriend, is 'n ongelooflike gawe van die Here. 'n Mens sien dit soveel keer. Ek wil graag hierdie oordeenking afsluit deur die volgende opmerking te maak. My ervaring is dat daar 'n X-faktor is in die lewe, wat hierdie biologiese verskynsels tog troef. Ek ken enkellopende persone, wat, hoewel hulle dalk hinker na iemand in hulle lewe, geweldige sinvolle en gelukkige lewens leef, waarvan sommige die wêreld plat reis, ander ongelooflike barmhartigheidswerk doen, omdat hulle hande bietjie meer los is. Die X-faktor is, waar ons knie voor die Here buig, en as 'n gemeente en gemeenskap saam staan, daar is verhoudings baie meer verweef as bloot die biologiese gesin, en waar ons mekaar daar ondersteun, daar vind vreugdevolle ontmoetings plaas, wat volwassenes, bejaardes en kinders se lewens verryk. Ons is nie net biologiese gesinne nie, maar ook geestelike gesinne. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons bid dat U elke gesin sal seën, biologies en geestelik, dat U in ons kinders se lewens sal voorsien in soveel mense wat liefdevol, opbouend, teenwoordig in ons lewens 'n verskil maak, en help ons elkeen om dit vir 'n ander te wees. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.